Amen, goed. Ek is nou met Jackie se prentjie wat by haar wys. Jy gaan sien, wat ek sien net ek hier so liggetjie, ja, daar sê. Kan jy sien daai wit mure wat daar gebou is? Kyk hoe het hulle hom gebou. Nou bring jy dit deur na Nuwe Testamentiese tyd. Buitekant die wit is die wêreldse ouetjie wat party en jol. And I love it. Dit is die heining van wit. Dit wys op God se afgesonderde rein standaard en sy heiligheid wat ons skei van die sonde. Kyk mooi, God het 'n standaard. Jy kan buitekant jol, maar as jy wil ingaan is daar 'n standaard om jou lewe in orde te kry. En dan die volgende stap, en ek gaan vinnig daardeur, want dit is nie regtig my preek nie, dit steeds 'n inleiding. Die eerste poort of die een poort, gaan jy hierso in beweeg. Ja, so gaan jy in beweeg, dis jou eerste poort, dis waar jy jou keuse maak om te sê, ek wil God dien. Maar die enigste manier hoe jy God kan dien is deur Jesus Christus. Hy's die deur. Hy's die weg. En dan kry jy die volgende punt, ons noem dit die brandofferaltaar. Daar. Dis waar wedergeboorte plaasvind. Nou in die Ou Testamentiese tyd is diere geslag op daai altaar, dis daar verbrand. Net so kom ek en jy, en dit is 'n bekeringsgebed wat ons sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil wees in beheer. So ek sterf van myself, U word nou koning van my lewe. En die beste van alles is, baie mense doen dit, maar as hulle daar uitstap, dan val hulle terug. Dan het hulle nie bedoel wat hulle gesê het nie. En daarom het God vir ons 'n wil gegee om 'n keuse te maak en te sê, ek wil. Dan kry ons die volgende punt, die volgende stap, en dit is die wasbak, om het so te stel. 'n koperwaterbak. Die priesters het gegaan en hulle gewas, voordat hulle kon ingaan verder. Maar vir my en jou is dit die doopbad. En vanoggend toe ek hier so staan en Heilige Gees wys my, kan jy sien die kruis is die deur waardeur jy moet gaan, is daai waar jy moet gaan, want jy is in die outer court, jy gaan deur met hierdie kruis, ek lê myself neer, en dan kom jy hier by die waterbak, hierso, en dis hy daai, en dan stop dit nie daar nie, want as jy deur daai proses gegaan het, en mense praat ook van, in Israel ook, waar die mense hulle gereeld laat doop. Want as jy deur daai waterbak gaan, kan die demone wat saam met jou hier was, nie saam gaan nie. Hy bly agter, hy hou nie van water nie. Hy soek droë plekke, sê die woord. En dan kom hy weer terug, maar hy kom 7 keer sterker terug. Hy hou nie van water nie. En dan gaan ons in die heilige in. En hierso gaan dit oor verhouding. As ons hierso klaar is en ons gaan in die heilige in, daar staan hy, menorah. Die menorah, en daar is die tafel van die toonbrode, en daar is 'n altaar van lofoffer. Dit wat vanoggend hier gebeur, is 'n lofoffer wat gebring word. As jy sing, dan bring jy daai lofoffer vir God. En dis 'n aangename reuk vir God.
Maar ek wil terugkom na die menorah toe, en ek wil met jou deel oor die menorah. Of kom ons gaan deur, ek wil met jou klaarmaak, want ek gaan hierdie prentjie verlaat. Menorah, 7 volheid, 7 geeste van God, en daar is hulle. Dis die 7 geeste van God. Die Bybel praat van die 7 oë, wat die aarde deurloop, om te kyk waar kan hulle help. Dis die 7 geeste, of die 7 karaktertrekke van die Heilige Gees. Dit is soos 'n lemoen, en elke afdeling het sy departement, om het so te stel. Ken jy die Heilige Gees? En dan die Heilige Gees kom en hy verlig die woord. Dit is hoekom die Bybel sê ook, dis hy wat die lig bring daar, by die toonbrode. Die brode is wat ons eet, is die woord van God wat ons eet, elke dag. En dis belangrik, geliefde, jy moet stilte tyd hê, saam met die Heilige Gees, en die woord van God eet. En jy gaan nie die woord van God verstaan, as die lig van die menorah nie op die woord van God val nie. Jy kan die woord van God soos 'n resitasie uit jou kop uit leer. Jy kan die Bybel uit jou kop uit ken, maar as daar nie lig is nie, beteken dit niks. Dan is dit soos 'n wêreldse resitasie. En wanneer jy dit, en wanneer daai lig skyn en jy eet die brood, en jy bring 'n lofoffer uit jou mond uit, Here, gee eer, my groote God. En dit is soos lofprysing wat vanoggend die plaas, ons bring 'n eer, en dis 'n aangename reuk vir die lewende God. En wanneer Jesus het gegaan, en toe hy gesterf het, toe is daai geskeur, en almal kan daar ingaan, by die allerheiligste, maar saam met Heilige Gees, saam met die woord, Jesus Christus, dat ons ingaan. Jy kan nie net instap soos jy wil nie. Here, hier is ek, wara nie. Nee, kind van God, en daarom is dit so ontsettend belangrik. Ons groei elke dag. En jy moet 'n hart hê om te wil groei. Moenie dit 'n gewoonte maak nie. Want as jy dit 'n gewoonte maak, val jy van die perd af. Val jy die bus uit. Val jy van jou stoel af. Geliefde, en ek wil jou vat. En ek wil deel oor die Gees van die Here. Die Heilige Gees. En ek wil hom net hierso vir my opkry, dat ek kan deel. Knowing the Holy Spirit. Heilige Gees. Pastoor Benny Hinn het 'n boek geskryf, Good Morning Holy Spirit. Jy kan hom gratis download. Soek hom net 'n bietjie. Goeiemôre Heilige Gees. En ek is baie lief in die oggende, as ek opstaan en ek is in die kombuis, en die koffiewater kook, sê ek, goeiemôre Heilige Gees. Morning Holy Spirit. Spirit of the Lord. Spirit of the Lord. Morning Spirit of wisdom. With Spirit of understanding. Spirit of counsel. Spirit of might. Spirit of knowledge. And the Spirit of the Lord, the fear of the Lord. Nie broekbewe fear nie, nee, 'n heilige respek vir die lewende God. Dis waaroor dit gaan. Dit help nie, en hoor mooi, en sorry, dit vang my, ek deel met jou my hart, ek hou nie daarvan, as 'n man so staan, en nou verkondig hy die evangelie nie. Ons verkondig 'n lewende God, die hoogs almagtigste God wat daar is. Ek was in 'n weermag ook gewees, en ons is almal in 'n geestelike weermag,
Wanneer jy voor iemand staan wat 'n hoër rang as jy het jy respek vir hom. En dis waar the spirit of the fear operate. En voordat ek verder gaan oor Heilige Gees, wanneer wisdom en understanding saamwerk, dan skep hulle 'n atmosfeer van revelation. Wanneer counselor en might saamwerk, is dit 'n atmosfeer van glory to glory to glory. En wanneer knowledge of might and the fear of the Lord saamwerk, dan is dit holiness. Dan gaan jy in die allerheiligste in. Dit gaan oor respek. En daarom en ons moet weer ons respek terugkry vir die lewende God. En jy kry dit. Jy kry wêreldse ouens aan braai hulle vleis en hy staan met 'n bier en hy praat van die ou man daar bo in die hemel. Hy was seker nie gelukkig met my nie. Ek kan nie. Dit werk nie so nie. Hy is God. Hy het ons geskape. Geliefde, he's not a person, the Holy Spirit. He's not a force, but he's a person. Ken jy hierdie persoon? Jesaja 11 vers 2 wat sê, en op hom sal die gees van die Here rus. Weereens, wysheid en verstand. Kan ek dit herhaal? Gees van die Here, wysheid en verstand. Gees van raad, gees van krag en sterkte, en dan gees van kennis en vrees van die Here. En dis die 7 karaktertrekke van die Heilige Gees. En wanneer hierdie 7 karaktertrekke, en luister, hulle is binne in jou. As jy die Heilige Gees binne in jou het, hulle is binne in jou. Moenie preke glo vertrou wat sê, dis net gedeeltelik nie. Is nie so nie. Die volheid is binne in jou. Die 7, die getal 7. Jy moet hulle net geleentheid gee om te kan opereer. En dit kom met jou stilte tyd. Before we learn what the Holy Spirit does, we need to know who the Holy Spirit is. Baie mense sê altyd, ja, die Heilige Gees. Ek weet van hom, maar ek ken hom nie. Ek hoor van hom, maar ek ken hom nie. Die Heilige Gees is nie net 'n krag wat God gee nie, nee. Hy is God se Gees. En dit is so belangrik dat ons hom moet respekteer. Jy speel nie speletjies met hom nie. En daarom kan ons na hom luister, ons kan hom ken. Ons kan met hom 'n gesprek voer. Baie keer dan praat ek met hom, dan antwoord hy my nie dadelik terug nie. Dan toets hy my om te bepaal, is ek bereid om vir hom te wag? Daar sit my vrou, roep haar partykeer, okay, ek is eers in die oggend uit, ek het koffie gemaak, koffie staan daar op die tafel, die koffie is reg, Jacqueline, Jaco, hoor jy daar in die agtergrond, somewhere is hy voor 'n speelkas besig. Dan die Heilige Gees my geleer om te wag. Ek kan nie ek kan nie kort van draad wees nie. Daarom die Heilige Gees, ons moet hom ken. Ons moet met hom kan praat. Ons moet na hom kan luister. Wag. Ons moet deur hom gelei kan word. Ons moet toelaat dat hy homself manifesteer hier by my, binne in my. En ons moet 'n intieme verhouding met hom hê. Diep verhouding. Diep, kom Heilige Gees. Ek verwys weer na die huwelik. Ek kan my vrou sit en praat. Ek kan met haar deel. Goed, laai op hier binne in jou, dit word swaar. Ek weet, nie almal is in 'n huwelik nie. Goed het gebeur in die verlede, maar dan voer jy 'n gesprek met die Heilige Gees. Dit is so belangrik.
En jy vra die Heilige Gees, wat nou? Daar's twee vrae. Two questions. How many of you know about the Holy Spirit, but how many of you can honestly say, I know him. Ek ken hom. Ek ken hom, ek is so bly, ek ken hom. Hy maak my bly, ek wil in sy teenwoordigheid wees. Dis wonderlik om hom te ken. Die grootste moeilikheid waarin jy is, en dan sê jy, Heilige Gees help, en dan sê hy is by jou. Jy wag nie vir Sondag nie, jy vra nou. Ons kan baie weet oor die Heilige Gees, ek herhaal dit. Ons kan weet van sy gawes, wat hy jou gee. Kan jy onthou die 9 gawes? Word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits. As jy instap by 'n man se huis, of instap by sy plek, dan weet jy wat gaan aan in die geestesrelle. Wat manifesteer in die huis? Dan kry jy die tale, let wel die kraggawes. Bid vir wonderwerke, dit gebeur, Heilige Gees laat dit gebeur. Bid vir genesing, dit vind plaas. Lees die boek Handelinge. Bid laat die son stil staan. Dan kan die son stil staan. En dan kry jy die ander 3 gawes, is die mondgawes, die spraakgawes. Tale praat jy al in 'n taal. As jy so in jou stilte sit, nee, moenie sê dis nonsens, jy moet ook nie sê nee, dan sê dit nie nodig. Jy weet nodig, want dis dan wanneer jy, as jy in jou taal praat, dan kom praat Heilige Gees namens jou. Weet jy wat, nee, ons kop kan nie eers alles hanteer nie, en hy weet meer as ons van onsself. Jy dink jy weet van jouself, jy weet nie so baie van jouself nie. Binne in die kerk kry jy mense wat tale praat, en dan lig die Heilige Gees iemand anders op en dan openbaar hy daai taal. Jy kry dit. En dan kry jy ook dat hy vir jou 'n profetiese woord kan gee. Dis 'n ander gebied weer. En ons gaan op 'n stadium daar gesels. God het 'n plan vir ons elkeen geskryf. Dis opgeskryf in die hemel. En Daniël het hulle gaan sit, en toe hulle gaan sit en die hof begin, toe word die boeke oopgemaak. En elke naam wat hier sit vanoggend het 'n boek. Wat staan in jou boek? Dis die plan wat God vir jou het. Leef jy die plan wat God vir jou het? Maar hoe kry ek die plan van God? Luister, wat praat Heilige Gees met jou? Wat is jou passie? Dis deel van die plan van God. Het jy profetiese woord gekry? Heilige Gees. Maar die vraag is, do we know the Holy Spirit? Ken ons hom? Het ons hierdie verhouding? 2 Korintiërs 13:13. Mens, en dit is vir my seker die mooiste vers, toe die Here vir my daai versie gee, toe gaan dit oop. Wow, kyk hier. En hy sê in 2 Korintiërs 13:13. En Paulus sê dit, die genade van die Here Jesus Christus, die genade, die kruis, hy het vir ons gesterf. Dis genade, ons verdien dit nie. Hy gee dit vir ons, hy het jou gekies voor die grondlegging van die aarde. Jy kom deur met genade van Jesus. En dan kom jy dieper in, en die liefde van God. Maar kyk mooi, en die liefde van God. En vir 'n ander versie sê, ek het hom nie nou hier nie, hy sê, en Vader het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees. Die liefde, die sagtheid. En dan kom die derde deel van hierdie mooi versie, en hy sê, en die gemeenskap van die Heilige Gees, hy met julle almal. Weer, jy
kan nie by die huis sit en net sê, dis reg, jy kan met Jesus praat. Maar Heilige Gees, help my, dat ek reg kan praat met Koning Jesus. Ons kan met Jesus praat, maar ken die Heilige Gees, laat hy jou help, want hy is belangrik. Moenie die Heilige Gees daar in 'n kas sit en hom toesluit en vergeet van hom nie. Onthou, en ek herhaal dit, die Heilige Gees is 'n persoon. Jesus het dit self gesê in Johannes 14 vers 16. Ek sal met die Vader praat, Jesus, en hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Het jy hulp nodig? Het jy hulp nodig in hierdie moeilike tyd van vandag? Ask the Holy Spirit. He's the helper. Hierdie helper ken net een pad, en dis die pad van die waarheid. Hy lieg nie vir jou nie. Hy kan nie lieg nie, want hy bestaan net uit die waarheid uit. Onthou, hierdie persoon van die Heilige Gees het spesiale eienskappe. Hy praat met ons, hy leer ons, hy lei ons, hy herinner ons, hy waarsku ons. Moenie daai kort pad ry wat jy elke Sondag ry nie. Vang die lang draai, want as jy die kort pad vat, dan gaan 'n lorry vassit onder die brug, hoor, pas op vir daai een. Nee, dit sal nie gebeur nie, nie my tyd nie. Jy gaan hom kry as hy jou waarsku. Hy waarsku jou. Seer, daar's soveel seer vandag. Nou die dag weer, vrou wat op Facebook is, ek gaan met hierdie man uit en ek is verskriklik lief vir hom en ons gaan uit en ons beplan om te trou, maar as hy 'n partytjie kan hê saam met sy vriende, dan is hy eerste dag. En is hy wat die meeste drink. En nou die dag, en sy sê dit op Facebook, en nou die dag toe kom ek agter, toe hoor ek nou maar daar's 'n ander vrou ook by. Nou sê vir my, kan ek met hierdie man trou? Gaan hy regkom? Nee, hy gaan nie regkom nie. Los. Moenie in 'n gat trap nie. Luister wat sê Heilige Gees vir jou. Maar 'n groot fout wat ons kan maak, geliefdes, is ons kan die Heilige Gees bedroef. En ek het nie nou daai verse by my nie, is in my Bybel, maar Vader het vir Israel, en onthou Israel sy uitverkore volk, toe sê hy vir hulle, Israel, as julle teen my gees draai, vernietig ek julle. Jesus kom in die Nuwe Testament, in die testamentiese tyd, die Nuwe Testament, in die evangeliese woord wat geskryf is, en hy sê, pas op vir die onvergeeflike sonde. Moenie die Heilige Gees seer maak nie. Dis 'n onvergeeflike sonde. Jy speel met vuur. Dan kom Paulus en hy sê ook, moenie die Heilige Gees bedroef nie. En ons doen dit met my eie ek, my eie wil. Onthou, 'n krag kan nie bedroef word nie. Jy kan nie sê dis 'n bonatuurlike krag nie. Nee. 'n bonatuurlike krag kan ook nie vir jou raad gee nie. 'n bonatuurlike krag sal ook nie vir jou lief wees nie. Dis nie die Heilige Gees. 'n persoon kan, die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil by ons bly. Hy wil binne in ons bly. Jesus sê, Johannes 14:16, ek sal die Vader bid, hy sal vir julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Het jy gedink hoe lank is ewigheid? Het jy gedink as jy die dag jou kop hier neerlê, wie is dit wat daar aan die ander kant staan en te sê, jy's hier, Heilige Gees, want hy is tot in ewigheid by jou. Wat maak jy as jy nou in die hemel kom? Wat gebeur daar? Wie gaan my help? Die Heilige Gees gaan jou help.
Maar bou nou verhouding, ken hom nou. Moenie daar in die hemel instap en nou is alles vreemd vir jou en jy ken dit nie. En almal huil hier agterna en hulle gaan nou jou liggaam nou begrawe, hoor. Waar maak jy jou oë oop? Het jy daaraan gedink? En is daar iemand wat jou gaan help? Hy bly by ons tot in ewigheid, sê die woord. God het nie gesê, ek sal julle net partykeer besoek, of ek sal soms, môre aand 8:00, dan kom julle almal, dan skryk julle daar. Nee, dis nie sy hart nie. I will be for you, with you, forever and ever. Gees van God. Ons dink soms die teenwoordigheid van God is net wanneer die musiek speel hier so in die kerk, of wanneer aanbidding sterk is, of wanneer iemand huil in die kerk, nou is die Here hier so, wanneer ons iets besonders ervaar. Maar onthou, die Heilige Gees is nie afhanklik van 'n atmosfeer nie. Nee, hy is God. Hy is deel van die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. His presence is not a Sunday experience. His presence is a daily reality. Daagliks. Hy is by elke liewe dag. Gaan jy werk toe? Hy is daar. Bestuur jy in die kar? Hy is daar. Jy is nie alleenig nie. Hy wil nie net by jou wees nie, hy wil binne in jou woon. Hoe gaan dit by jou binne in jou huis? Stap jy net in jou huis en jy sit in jou sitkamer die hele tyd en alles gebeur verder? Nee, jy beweeg. Jy moet kos maak, jy moet gaan bad, jy moet gaan stort, jy moet jou pyjamas aantrek, moenie sonder pyjamas gaan slaap nie, hoor, asseblief. Jy kan nie, jy het hom nodig, en hy woon binne in jou, en hy beweeg binne in jou, gee hom ruimte. 1 Korintiërs 6 vers 19. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Hy bly binne in jou. Jy kan nie meer net met hierdie maak soos jy wil nie. En ek gaan my verstout, ek gaan iets sê wat dalk ongemaklik is, maar kind van God, het jy toestemming by die Heilige Gees gekry om 'n tatoeëermerk op jou liggaam te sit? En na 5 jaar, na 10 jaar, dan is daai merk nie meer lekker aanvaarbaar vir jou nie. En nou begin die planne om hom af te haal. Ek vra net, ek weet nie. Maar ek wil nie my vrou seermaak deur met allerhande snaakse goed in die huis in te kom nie. Ek wil nie vir Heilige Gees seermaak nie. Hoekom nie? Want ek is lief vir hom. Ek respekteer hom. Ek het 'n vrees vir die Here. Nie 'n bewende vrees nie. 'n Heilige respek vir God. Jy weet, in die Ou Testament was daar 'n plek waar God se teenwoordigheid gemanifesteer het. Daai tabernakelprentjie. Ja, kyk jy hom nou in die agtergrond. En God was teenwoordigheid in die dag in die vorm van 'n wolk, in die nag in die vorm van 'n vuur. Nou? Wat nou? Ek en jy, we became the temple of the living God. Daarom is dit wanneer jy instap in die teenwoordigheid van ander mense en dinge is nie lekker daar nie, dan is daar 'n beweging. Die demone het vir Jesus toe hy op aarde was, het hulle hom al van ver af gesien en gesê, jy, ons weet wie is jy. Die demone het hom geken, maar die fariseërs, die kerkmense het hom nie herken nie. Want hulle was vasgevang in hulle tradisie. En Jesus het hulle net een kyk gegee en gesê, bly stil. Hulle het gesidder, want hulle het geweet, hulle einde is in 'n helse vuur wat voorberei is. Die God het die hel voorberei vir Satan en sy demone, nie regtig vir mense nie. Kom aan. Maar ongelukkig is dit so, daar's mense wat hel toe gaan, klaar.
Want daar's geen verantwoordelikheid en daar's geen relationship met Jesus Christus nie. Die mense gee nie hulle harte vir die Here nie. Want die volgende God, Mammon het opgestaan, ek het die geld. Jy kan my niks vertel nie. Daarom geliefde onthou, Nuwe Testament, you became the temple of the living God, the temple of the Holy Spirit. Dit beteken die Heilige Gees is nie net in 'n kerkgebou nie. Dit gaan oor aanbiddingsplek vir die heiliges. Dit gaan nie oor die gebou nie. Hoor mooi. En ek gaan dit getuig, en dit is so ruk terug, verlede jaar, 2 jaar terug, toe ons net hier gekom het, mense gesê, maar miskien moet hulle die gebou koop. Sê ek, wat wil julle my offer? So 700.000. Die registrasie van hierdie gebou is so 1.5 by die munisipaliteit, dis sy waarde. 4 dae later bel het tannie my, ek hoor julle wil die kerk verkoop, julle kan nie die kerk verkoop nie, julle kan nie die gebou verkoop nie. Intussen tyd, hoeveel mense sit binne in die gebou? Die heilige sit binne in die gebou. God bly nie in 'n gebou nie. En ek wonder waar is die tannie? Sy is nie hier nie. God woon binne in sy mense. You don't have to chase his presence. You carry his presence inside of you. En dit begin met 'n verhouding. Heilige Gees wil met ons gesels, Johannes 16:13. Wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Die Heilige Gees lei. Dit beteken daar moet 'n stem wees waarna ons luister. En kyk hier, kyk die vlamme. Ek weet hulle brand al 'n rukkie, maar hulle bring lig. Waar jy beweeg is lig. Hoor mooi. Dit is hoekom jy weerstand kry. Dit is hoekom jy teestand kry. Want Satan en sy demone weet hulle tyd is min. Daarom is dit so belangrik, hoe kommunikeer jy? Ons leef vandag met 'n plek van ontsettend baie stemme. Ken jy sy stem? Kan jy sy stem onderhou of onderskei? Dit gaan oor social media, dit gaan oor vriende, met wat se vriende as jy die mekaar. Jou familie. Vrees het ook 'n stem. Jou kultuur het ook 'n stem. Luister, as jy kind van God is, het jy 'n ander kultuur. Jy kan nie meer teruggaan na die ou dae toe nie. Dis verby. Jy's besig om jou te herposisioneer hierdie tydelike tyd hier op aarde, want dis 'n ewige lewe wat voor lê. Dis so belangrik. Which voice gets the final say in your life? Wat 'n stem is dit? Kom nou, antwoord jouself. Antwoord die Heilige Gees wat binne in jou is. En ek gaan einde se kant toe begin stelselmatig beweeg, maar ons moet versigtig wees. En ek het nou gepraat, Efesiërs 4 vers 30. Ons kan die Heilige Gees bedroef. Paulus skryf en sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Moet hom nie seer maak nie. Weet jy wat, wanneer Heilige Gees hier binne in jou is, en ek gaan dit getuig gisterand ook weer, dit is 'n chihuahua, hondjie, reentjie, hy is verskriklik, hy ore staan net altyd so. As hy slaap, dan is hy ore nog steeds so, regop. Dit is verskriklik. En 2 uur vanoggend, en hy is op die bed, hoor, sorry, my hond slaap my op die bed, ek is lief vir my hond. En hy gaan te kere, en hy blaf, en hy is daar af, en ek het vir hom 'n plekkie waar hy kan uitgaan, en ek weet ook, as hy wil sy draailoop gaan uit, maar hy blaf die hele wêreld wakker. En ek sê, wat gaan aan met jou? Sy bynaam is Varkie, en sy regte naam is Raptor, het die klein kinders gegee. Wat gaan aan met jou? En hy blaf, en hy's in, en hy's uit, en hy's in, en hy's uit, en
Eintlik is dit 'n manier van die Heilige Gees om my te lig dat ek moet opstaan. Want ek was lui vanoggend. Ek weet nie hoekom nie, ek was net lui. En ek is in die kombuis, en ek maak die deur oop, en ek staan so in die deur, en die verte hoor ek 'n hond wat blaf. Maar dis 'n hond wat huil. Dis 'n hond wat jy weet, het nood. En toe ek dit hoor, toe voel ek die seer binne in my. Vir 'n hond. Heilige Gees maak jou sag, hoor. Hy maak jou baie sag. Daai vuur maak jou sag. Maar dank God, daai sagtheid wat hy jou gee, veroorsaak dat die engele om jou rondom jou begin regop staan. Want jy het oorgegee. Mark en Gloria wat saam Bible School on Wheels doen, ons het bevordering gekry. Ons is bond servants met Bible School on Wheels. As jy wil weet wat dit beteken, kom doen Bible School on Wheels. Heilige Gees is 'n persoon. Our actions affect our relationship with Him. Waarmee is jy besig met jou aksies? Daarom moet ons sensitief wees wanneer Heilige Gees sê, forgive, dan vergewe jy. Jy dink nie eens 2 keer nie, jy beredeneer dit nie eers met hom nie, jy vergewe. Wanneer hy sê, don't say that, moet dit nie sê nie, dan bly jy stil. Moet hom nie probeer challenge nie. Wanneer hy sê, gaan maak vrede, dan gaan maak jy vrede. Ja, maar Here, ek het al geprobeer, ek het getraai. Gaan maak vrede. Hoekom? Want Spirit of the Lord, die rooie in die middel, het daai persoon geoortuig en gesê, hoorie, jy's verkeerd. Ek stuur weer. Dis sy gedagte. Verhardes om vrede te gaan maak. En nou moet ek my trots neerlê. Hoorie, ekskuus, ek vra om verskoning. En daai persoon kry oorwinning in die Here. Here, wat het U vir my gedoen? Jy kind van God, waar is jou geestelike volwassenheid? Kan jy dit doen? Wanneer Heilige Gees sê, wag, ek het dit met julle gedeel, my vrou voor die spieelkas en ek het koffie gemaak, dan wag ek. Ek is nie lus vir 'n fight nie. Heilige Gees is my helper. Ons verf hierdie kerse gister, Jackie help my om te verf. Oranje. Sy het alleen geverf. Ek het net gekyk. Maar sy het 'n kleur wat sy uitpluk, sy sê, hoorie, dis oranje. Ek sê, my vrou, ek dink nie daai is oranje nie. Sy sê, my man, ek dink dit is oranje, dis wisdom. Hoorie, as jy wil leer van wisdom, gaan lees die boek Spreuke, Proverbs. En ek los, nie 5 minute nie, toe sê my vrou, luister, daai oranje is nie mooi nie, ek gaan aan werk. Dankie Heilige Gees. Dis hoe hy werk. Hy haal die geveg in die huis, haal hy uit en hy neutraliseer hom, want hy weet, daar kan dalk 'n gefight wees in die huis. Daar kan 'n verskil wees. En dis wat so mooi is, wanneer hy sê, bly stil, dan bly jy stil. Daarom in ons is so geneig, die groot vraag is, are we asking the Holy Spirit to bless our plans? Heilige Gees, seën my planne asseblief. Or are we allowing the Holy Spirit to lead our lives? Holy Spirit, guide me. Maar ek het hierdie plan, seën hom, Here, dit werk nie. En hy word geseën nie, en nou is ek kwaad vir die Here, want dit is my plan. Maar Here, lei vir my, help vir my. Holy Spirit, bless what I decided. Die tweede een is, Holy Spirit, you decide, I'll follow. Ek leef nie meer nie. Jesus Christus leef binne in my, via Heilige Gees. En dit kan vir jou klink asof ek dit goed baie herhaal, maar ek wil dit herhaal, want ek wil hê,
Ek wil hê, jy moet dit onthou. Daar's 'n baie eenvoudige patroon, 'n 5-stap patroon wat jy kan volg. Jy stop, ek luister, ek toets wat ek gehoor het aan die woord van God, ek gehoorsaam en ek vertrou. Dankie Here. Dankie Here vir my oorwinning. Geliefde, en dit is so ontsettend belangrik. Onthou, dit gaan nie net oor wat die Heilige Gees vir ons kan doen nie. It's about learning to walk with Him. Good morning, Holy Spirit. Spirit of the Lord. Spirit of wisdom. Spirit of understanding. Spirit of knowledge of the Lord. Dankie dat jy my vat in die woord en jy gee vir my elke woordjie in die Bybel. En as ek hierdie woordjie kry, dan maak jy hom oop soos 'n deur en ek kan sien binne. Danksy Spirit of understanding wat my help. Spirit of knowledge of the Lord and Spirit of the fear of the Lord. Dankie Here. Jesaja 11 vers 2. This is not just what the Holy Spirit wants to do around us. This is what He wants to develop within us. En daarom is dit so ontsettend belangrik. Wat het Hy binne in jou al ontwikkel? Of druk jy hom dood? Hoe lief is jy vir die Heilige Gees? Jesus het dit so mooi gesê in Lukas 4 vers 18 en hierdie is verskriklik mooi en ek sien nou hy sy vlammetjie is besig om af te gaan, maar Spirit of the Lord, en dis Jesus se bediening, want Jesus kon nie sy bediening op aarde leef as hierdie Gees nie by hom was nie. Die Gees van die Here is op my, volgens Lukas 4 vers 18 tot 19. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy gee jou 'n vrymoedigheid om met die arme mense te praat. Nie geldarm nie, woordarm, verhouding arm. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Jesus, ek is seer, ek is stikkend. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Om die wat vasgevang is 'n vrylating te verkondig. Jy sit binne in jou kamer en jy bid vir jou boetie of jou sussie en ek sê ek verklaar 'n vrylating oor daai persoon se lewe in die naam van Jesus. Jesus het ons geleer dat die woorde wat ons spreek is gees en dit lewe. En dan ook aan blindes herstel van gesig om te begin sien wat gebeur. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Mense is stikkend hoor. Mense is seer hier buite kom. Hoor wat ek jou sê. Here, ons bid vir hierdie wat gebroken is, dat daar genesing sal kom, dat hulle gerelease sal word. En dan ook, die laaste gedeelte van die Lukas 4 vers 18 en 19, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hy kom vir jou en my haal. As jy nie voor die tyd doodgaan nie, dan kom hy vir ons haal. En dit is in 'n oogwink. En hoeveel mense gaan dan wakker skrik? Kom ons sluit die oë. Ek wil 'n gebed bid, waar ek 'n gesprek voer met die Heilige Gees. Heilige Gees, vandag erken ons U as die Gees van die Here. U is nie net 'n krag nie, maar
Hy is ook nie net 'n gevoel nie, maar hy is die persoon van die Heilige Gees. Hy is die Heilige Gees. Ons as Shalom Kroonstad wil U ken. Ons wil U stem herken. Ons wil sensitief wees vir U leiding. Waar ons U bedroef het, ekskuus, vergewe Here. Here, waar ons U stem geïgnoreer het, vra ons vergewe asseblief. Waar ons eie planne bo U wil gestel het, ekskuus Here. Heilige Gees, leer ons om te luister, leer ons om te kan onderskei, leer ons om gehoorsaam te wees, Here. Laat U teenwoordigheid nie net iets wees wat op 'n Sondag hier by ons ervaar word nie, maar laat ons U teenwoordigheid dra waar ons ook al gaan. Lead us, teach us, correct us, strengthen us, transform us. Ons gee U vandag weer die reg om ons te lei in Jesus se naam. Amen. Amen. Geliefde, as jy nie verstaan nie, as jy nie seker is nie, asseblief bel my. Ek kom drink koffie en ons gesels daaroor. Saam met 'n stukkie koek.